Hallo Matrix, ek hoop dit gaan goed met julle. Dis nou die eerste videoetjie wat ek vir julle maak. En dit gaan oor debiteure ouderdomsanalise, debtors age analysis. Nou die eerste videoetjie wat ek aangeheg het by die classroom en ek sal dit op WhatsApp ook stuur, was 'n verduideliking hoe so debiteure analise opgestel word. It won't be, or let me put it this way, I've never seen an exam question paper where they ask you to prepare the age analysis of a debtor. I've never seen that. Okay, but the video is nice to just understand how they prepare this age analysis. Okay, maar kom ons gesels gou oor net 'n algemene idee wat dit is en dan gaan ons na 'n paar moontlike vrae kyk wat gevra word gewoonlik oor debiteure ouderdomsanalise. Ek het hier 'n voorbeeld voor my en ek sal hom ook aanheg op jou Google Classroom sodat jy ook daarna kan gaan kyk. Okay. So hierdie besigheid, as ek vir jou daar gaan lees, hulle sê hierdie ouderdomsontleding is gedoen op 31 Oktober 2017. Okay. En daar kan jy sien daar's die verskillende debiteure wat hierdie besigheid het en by current month, huidige maand, het ek het 'n ekstra kolommetjie daarbo gaan invoeg. Okay, this column is to just help you understand what's going on here. Now, in October, which is the current month, you can see in this column, this represents all invoices for debtors. There's your different debtors that somewhere in October, they bought some stuff from you. It doesn't matter if it was the 1st of October or the 31st of October, somewhere in October, they bought some stuff from you. Okay. And then the previous month, which is of course September, once again I added it there. This is invoices made out during September. And then of course August and July. Okay, so dit is die maande wat daar bo verskyn, maar ek het dit daar ingevoeg want op jou bladsy wat jy in 'n vraestel sal kry, sal jy nie hierdie Oktober, September en Augustus en Julie sien nie. Jy sal net sien huidige maand, current month, en dan sal hulle vir jou sê 30 dae, 60 dae, 90 dae. En sien julle ek het daai plus teken daar bygesit. Daar sal nie normaalweg 'n plus teken staan nie. Okay, nou hoekom het ek dit gedoen? Okay, want dink nou gou daaraan hè, die persoon wat in September, kom ons sê hierdie meneer Zulu wat R2900 se invoice gekry het want hy het goed by jou gekoop. Hy het dit in September gekoop, nê? Nee. Maar ons weet nie watter dag van September hy het gekoop het nie. Was dit op die eerste dag of die laaste dag van September? Dit maak nie regtig saak nie, want aan die einde van September het hy sy eerste rekeningsstaat gekry. Okay? En op daai rekeningsstaat het dan gestaan, hy het daai 2900 aangekoop in September. Okay? En nou is ons by Oktober. So dit beteken van sy eerste staat wat hy ontvang het, is dit nou 30 dae al tot in die einde van Oktober. Okay, so eintlik waarvan ons praat is nie die faktuurdatum nie. Ons praat van wanneer hy sy rekening ontvang het. Now, when do we send out the different statements to the different debtors? We send it out almost at the end of the month. So let's say 2 days before the end of the month. Why do we send it just before the end of the month? Because we want the debtors to come and pay us as quickly as possible. Okay. Nou, belangrik om te verstaan hierso is dat elke besigheid, en jy sal dit in die vorige video gesien het kredietterme. Okay. Nou dit beteken basies hoe lank word daar aan debiteure kans gegee om hulle skuld terug te betaal. Okay. Nou hierbo en hulle sal dit normaalweg vir jou sê hulle debiteure word 30 dae gegee om hulle rekeninge te vereffen. Debtors are granted 30 days to settle their accounts. Okay. Nou eerste ding wat jy moet onthou, daai 30 dae is mos nou maar basies 'n maand.
Okay. So in hierdie geval, vandat jy jou eerste rekening ontvang het jy 30 dae om te gaan betaal. Okay? As jy nou nie binne daai 30 dae betaal nie, sal waarskynlik begin om rente te hef op jou rekening, nê? Okay, so elke besigheid sal 'n bepaalde kredietterm hê waar binne hulle wil hê jy moet betaal. Party besighede sal meer lenient wees. Hulle sal sê ons gee vir al ons debiteure 60 dae om te betaal. Okay, maar hierdie ou sê 30 dae. Okay. So dit beteken, luister gou mooi. Ons gaan gou weer terug na hierdie R2900 wat Zulu goed aangekoop het in September. Nou September is die vorige maand. Okay? Dit beteken as ons nou sê ons is aan die einde van Oktober, dan sê ons gaan nou weer net voor die einde van Oktober stuur ons 'n rekening uit aan meneer Zulu. En op daai rekening sal ons onder andere vir hom sê daai R2900 sy rekening het sy eerste staat nadat hy die 2900 skuld aangegaan het mos aan die einde van September aan hom gestuur. En dan het hy nou nog 30 dae, met ander woorde, hy tot en met die einde van Oktober om die R2900 te betaal. Dan is hy nog binne die aanvaarbare terme wat ons daar gestel het. Okay. So ons gaan wag nie tot die einde van Oktober voordat ons hierdie ouderdomsontleding aan elke debiteur stuur nie. Ons gaan so 2-3 dae voor die einde, want ons wil hom eintlik herinner, meneer Zulu betaal die 2900 nog voor die einde van Oktober, want dan is hy nog binne die terme. Volgende maand is hy nie meer binne die terme nie, want dan sit al 2 maande nadat jy die skuld aangegaan. Okay. So now let's look at a few possible questions on age analysis. Okay. Now the first question, calculate the percentage of debtors complying with the credit terms. Bereken die persentasie van debiteure wat aan die kredietvoorwaardes voldoen. Okay. Wat is ons kredietvoorwaardes? 30 days. Okay. Ons wil hê debiteure moet binne 30 dae betaal. Okay. Nou huidige maand, current month is Oktober en in totaal fakture uitgereik is R9300. Nou hierdie ouens gaan nou eers hulle rekening kry aan die einde van Oktober. En dan het hulle nog 30 dae om dit te betaal. So hulle, as jy nou dink na Oktober, kom November. So hulle het nog baie tyd. Hulle kan nog aan die einde van November kan hulle nog hierdie geld betaal. Dan is hulle ook nog binne die term. Wat van hierdie fakture wat uitgereik is? Hierdie fakture is almal ergens in September uitgereik, né? So van die einde van September af, want dis van hulle eerste rekening staat, their first account or statement will be sent to them on the end of September. And on that statement, they will see the terms and basically it will tell them, you have up to the end of October then to pay the stuff that you bought during September. Okay, so both these columns, the total, the 9,300 as well as the 6,300, these invoices are still within your credit terms. So these people, if they come and pay for these invoices before the end of October, then they will still meet their credit terms. Okay, so wat het ek gedoen? Ek het gesê my totale debiteure is 26,150, daar sien ek dit. Oktober, hierdie ouens is nog binne die terme, 9,300. In September, dit wat ek koop het in September, hulle het nog tyd tot die einde van die maand, as hulle voor die einde van die maand betaal, dan is hulle ook nog binne die terme. Okay. En dan het ek dit as 'n persentasie gaan uitdruk, 60%, en jy kan ook sien 36% plus 24% gaan vir jou ook 60% gee. So jy kan dit net kontroleer. Okay. Next question. Calculate the percentage of debtors with overdue accounts and are not complying with the credit terms. Okay, so the debtors not complying, they're already overdue. Okay, nou onthou weer eens, wat is die kredietterme in hierdie geval, of die kredietvoorwaarde? 30 dae. Okay, nou ons het net ons al gewys, by die vorige vraag, het ek vir jou gesê,
Hierdie 9300 en 6300 se fakture lê nog moontlik binne die terme indien hulle voor die einde van die maand sou betaal. Maar alles wat verkoop is aan debiteure in Augustus en in Julie, beide van hierdie totale lê buite my kredietterme. As jy byvoorbeeld Augustus vat, né? Daai 4500 wat uitgereik is, daai faktuur wat uitgereik is aan meneer Walker. As hy dit in Augustus aangekoop het, maak nie saak wanneer in Augustus nie. Einde van Augustus het hy sy eerste staat gekry, waarin gewys het hy skuld die 4500 onder andere. Dan in September, einde September, het hy dan al 30 dae gehad om dit te betaal. En hy is al verby dit. Okay, want ons is nou in Oktober. So hy is reeds met die 4500 byvoorbeeld nie meer binne die terme nie. As hy binne die terme wou gebly het, dan moes hy dit al aan die einde van September moes hy al wel die 4500 rand gaan betaal het. Okay, so basies wat sê ek vir jou? Die volle 5600 en die volle 4950 val nie meer binne daai 30 dae nie. Dis nie meer moontlik, jy is al reeds oor dit. So as ek daai optel, dan gaan ek mos nou kry 40%. En natuurlik daai 60% val nog binne die terme. Hulle kan moontlik voor die einde van die maand betaal. Daai 40% is al buite die kredietterme. Hulle is al reeds agterstallig. They're already overdue. Okay. Let's look at the next question. Wat het debiteur oorskry sy kredietperk? Okay, so ons het gepraat van twee woorde. Credit terms and credit limit. Okay, the credit terms is how long do you have to pay your debt, or how long do you have to pay for a specific invoice. You've got 30 days from the date that you receive your statement, okay, from the end of the month in which you bought that. Okay, but what is this? Credit limit. Each debtor will get a specific credit limit. That is the maximum amount of debt allowed for that debtor. Okay, so kom ons gaan kyk. Op hierdie ouderdomsaanplering wys ons elke ou se kredietlimiet en hierso wys ons mos nou sy skuld. Nou Zulu se limiet is 6000, tans skuld hy jou 5000. So he's still within the credit limit. Meneer Botha, hier sien ons, sy limiet is 3500, maar hy skuld reeds vir jou 4200. Okay. Valley, M-Valley, 1450 skuld hy, maar sy limiet is 7000. So hy is binne die perke. Walker, 12500, sy limiet is 13000, hy is binne die perke. En Ooklein is presies op sy limiet. Okay, so die enigste ou wat op hierdie voorbeeld oor sy limiet reeds is meneer Botha. And obviously this should not have happened, because as soon as you reach your credit limit, then the system of this business should have shown them they can't sell any more to this debtor. But that happened. Okay, because if you look at the 3,800 rand, that was already 300 rand over the credit limit. Okay, so this should not have been sold to this client, and that was actually in this month, in October. And the previous month, we already sold him 400 rand. So 400 rand, after that 400 rand, how much did he owe you? Or how much left did he have on his credit limit? He had another 3,100 rand. Then he came and he wanted to buy something to the value of 3,800 rand. And that's where the system should have blocked him to say, listen, you can only buy up with it for another 3,100 to reach your limit there. Okay, maar dit het nie gebeur nie. So dit wys vir jou iets, die stelsel van hierdie besigheid is nie 100%. Okay. But anyway, so nou skryf jy daarso meneer Botha en dan sê jy ook hoe ver is hy oor sy limiet. Jy moet die bedrag daar sê R700 want dis die verskil tussen sy limiet van 4200 en sy 3500 skuld wat hy het. Okay. Ek kan net gou kyk, ek sien
Ek het 'n limiet verkeerd daarso. Dis 3005, nee, dis reg, 3500 en 4200. OK, ons het dit in. Kom ons kyk na die volgende vraag. Watter debiteure hou nie by die kredietterme nie? OK. So, once again, credit terms refers to the 30 days. So everything after the 30 days, they are not complying with the credit terms then. Okay, en daar's 3 van hulle en elke keer sal ek sê hoeveel skuld hulle by meer as 30 dae al, hoeveel skuld hulle al meer as 30 dae en dan jy noem hulle naam, jy noem die bedrag wat hulle al skuld en hoe lank hulle dit al skuld. So as ons net gou vinnig kyk, as ek teruggaan daar, kom ons begin by meneer Valley, daarso M Valley. OK, onthou die R500 is in die huidige maand. Dis nie 'n probleem nie. OK, ek het dit nou spesiaal in rooi gaan kleur sodat jy weet hierdie alles wat in Augustus en Julie aangekoop is, val buite die 30 dae periode. So die 950 vir Valley skuld hy al meer as 90 dae. Walker, die 4500 en die 4000, met ander woorde 8500 in totaal skuld hy al langer as 60 dae. En ook klein kan jy sien daarso die 1100 skuld hy al langer as 60 dae. Goed. En dan laaste vraagie, verduidelik waarom die debiteure ouderdomsanalise as 'n doeltreffende interne beheermaatregel beskou word. Explain why the debtors age analysis is considered to be an effective internal control measure. Okay, so dis een van daai vragies wat so 'n bietjie teorie is en baie keer hou ons nie van hierdie vrae nie en ons los dit sommer uit in die eksamen, maar dit kan vir jou lekker punte inbring. En dis eintlik baie eenvoudig. Dink aan alles wat ons nou hierbo gedoen het, want dit is wat die doel is en wat die voordele is om 'n ouderdomsontleding te doen. Nommer 1, wat het ons gesien? Dit wys vir jou debiteure uit wat stadig betaal en nie by die kredietterme hou nie. Moet net die woordjie nie daar invoeg en nie by die kredietterme hou nie. Dit het ons onder andere gesien. Secondly, it identifies debtors that exceeds their credit limits. Onthou daar was meneer Botha, hy het dink ek R700 oor sy limiet gegaan wat eintlik nie moes gebeur het nie, want jy moes sy rekening gevries het op daai stadium. Derdens, dit wys op watter debiteure se rekeninge ons rente moet hê. Remember, if they don't pay within your terms, what do? You start charging them interest. Okay, so now because we did an age analysis, we know on which invoices we can start to charge some interest on. And then lastly, it helps to limit bad debts to a minimum. Okay, hoekom is dit? Want nou kan ons sien, onthou ons stuur in elk geval hulle 'n rekening uit elke maand. Maar nou kan ons sien as die ou nou byvoorbeeld sy limiet bereik, dan vries ons sy rekening. So ons gaan nie wag dat hy vir ons duisende rande skuld en dan daag hy in elk geval nie op nie. Hy gaan oor see of hy gaan dood van corona nie. Ons gaan sy rekening al reeds gevries het by sy limiet, so dit beperk ons oninbare skulde. Wanneer 'n debiteur byvoorbeeld al 90 dae en langer vir ons skuld, kan ons heeltemal sy rekening vries en sê jy skuld nou al so lank vir ons hierdie geld voordat jy enigstens iets nog verder gaan koop, jy moet eers hierdie skuld afbetaal. Okay. So ouens, ek hoop regtig hierdie videoetjie help vir jou. Jy gaan nou daai een vraestel doen Maart 2018, daar's 'n vraagie oor debiteure ouderdomsontleding en dan het ek nog 'n vraagie aangeheg, ekstra vraag om vir jou so 'n bietjie hierdie goed te laat inoefen. En dan ek wil ook sê bly positief. Ek weet dit is vreemde tye vir ons, maar as jy jou werk doen wat die skool vir jou stuur, glo ek regtig waar op die ou end gaan jy okay wees. Dinge gaan weer ergens normaliseer. Niemand kan presies sê wanneer hierdie hele storie gaan eindig nie, maar ons weet ons het 'n God waarna ons kan vashou en hy sorg vir ons ook in hierdie moeilike tye, nê, wat ons nou baie daar 'n bietjie down kan voel en voel Jesus, die mat is onder ons uitgeruk. Dinge sal weer normaliseer. En weet julle wat, ek het ook nou die laaste tyd ook in hierdie lockdown periode besef, daar's baie goed om voor dankbaar te wees
Die feit dat ek nog 'n inkomste het en ons kan aangaan as gesin, die feit dat ons kinders het 'n werk waarop hulle kan speel. Ek dink aan daai kinders in die plakkerskampe wat tussen die huise en goed moet speel, wat hulle het nie 'n werk nie. So ek het baie om voor dankbaar te wees en jy ook. Right, matrieks over en out.